Hi geliefdes, hoe gaan dit vandag met julle? So, vandag se woord wat ek met julle wil deel, het ek vanoggend met ons kerk ook gedeel. En ek moet net sê, hierdie hele week van die 10de Maart tot die 16de was asof die Here met my praat oor eenheid. Oor mense is nie in eenheid met mekaar nie, hulle is nie met eenheid met hulle huis nie, hulle is nie in eenheid met hulle kerke nie. Daar's soveel goeders wat krap en wat nie lekker is nie en mense sit net onnodig vas en dit maak dat daar skeiding is, nie net tussen mense nie, maar tussen ons en die Here ook. So, ek gaan net die woord vir julle lees wat hy vir my gegee het en dis soos volg. En ek moet eintlik ook sê, dit was nie vir my so maklik om dit te gee vanoggend by die kerk nie. Ek het baie angstig daaroor gevoel. Maar dit is omdat ek weet hoe die Here daaroor voel. En selfs toe ek het gelees het ook, dit het vir my gevoel verkeeld dat die Here se hart voel. Hy's hartseer. Hy's ongelukkig. En dis nie 'n ongelukkigheid van net 'n kwaad ongelukkigheid nie. Hierdie is ek is seer gemaak ongelukkig ook. Maar kom ek lees dit vir julle. Die Here sê daar is oneenheid in my huis. Almal roep die koms van die Here is naby, maar besef nie een van julle, ek kom vir 'n perfekte, rein en skoon bruid nie. Wat 'n man gaan 'n bruid kies wat deur mekaar onrein en vuil is? Hier is konstante murmurering onder julle, broer wat met broer vassit, suster wat teen suster praat, en meer veroorsaak julle skeiding tussen my gees en julle. As julle nie self begin huis skoonmaak nie, gaan ek kom en 'n skeiding bring in my huis, wat die ware skape in die kraal sal hou en die bokke uitgooi in die wêreld. Ek begin eerder oor met die ware opregte is, as om aan te hou kyk hoe die skynheiliges my huis verwoes met hulle vals nederigheid. Hulle monde spreek een ding en dit klink waar, maar hulle harte is vals en ver van my. Jy hoor nie my stem nie, want jy is nie my skaap nie. As jy was, sou jy my werklik lief hê en ek sou jou ook ken. Ek sou jou herken as myne. En as ons lees in 1 Korintiërs 8 vers 3 staan daar, maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. Ek soek 'n kerk in eenheid, wat by mekaar kan staan, wat die voorbeeld vir die wêreld kan wees van wie ek is. Ek gee julle alles wat julle nodig het, maar julle dink altyd julle weet beter. Moet nie soos die 5 maagde wees, wat nie deel van die bruilof kon wees nie. Hulle het geweet wat kom, maar was nie reg nie. Kom in eenheid my huis, of ek sal kom en huis skoon maak. Dit is vir my nie 'n lekker woord om te gee nie. Want ons is almal so geneig om te dink, ons is op 'n regte plek en ons is we're in good standing with the Lord. Maar is jy regtig? Kan jy sê jy's een van die skape wat nie uitgeskop gaan word nie? Want eintlik is jy 'n bok. Is jy 'n skaap wat gaan agterbly? En ek dink ons moet versigtig wees met ons woorde wat ons teenoor ander spreek, wat ons met mekaar maak, hoe ons mekaar behandel. En hierdie is 'n duidelikheid, dit is so klein dingetjie wat aanstoot in jou hart kan bring. En dan begin jy sleg te praat van iemand en jy hou konstant vas aan die seer en die ene dit aan jou gedoen en daai ene dat aan jou gedoen. En dit maak skeiding in die huis van die Here. Ons is veronderstel om in eenheid te wees. As die engele koor in die hemel net sing, hulle is in eenheid. Daar's maak nie saak wat op die aarde gebeur, of wat buite gebeur, of wat in 'n ander afdeling gebeur nie. Daai klomp wat voor die troon sit, dis hulle werk. Hulle is in eenheid, en die een trap nie op die ander een se toon, of klink vals nie, hulle praat met een stem, en ons moet ook so wees, ons moet met een stem kan praat, dat mense kan herken, kind van die Here. En wat is die stem wat jy mee moet praat? Die stem van liefde. As liefde uit jou vloei, as liefde op jou tong is, as liefde in jou gedagtes is, as liefde in jou hart is, dan is dit al wat uit jou uit gaan vloei. Dan moet liefde in jou hart wees vir alles, selfs dit wat jy nie van hou nie, selfs die wat jy nie van hou nie. Dis tyd dat ons in eenheid kom.
Die Here is baie ernstig oor hierdie. Sy huis moet in eenheid kom, want ons is besig om meer skade te doen aan die mense daar buite, as wat ons is met die mense wat in die huis is. Hulle sien ons beklei, hulle sien ons slegte gedrag teenoor mekaar, en dan dink hulle, hoekom wil ek deel wees van dit? Hoekom wil ek deel wees van 'n groep mense wat mekaar beskinder? Wat veronderstel is, hulle verklaar, I love you, Jesus se liefde vir jou, en net Jesus dit, net Jesus dat. Maar die voorbeeld van hulle lewens weerspieël dit nie. As hulle daai weerspieëling van jou sien, wat nie die ware Jesus is nie, wat hierdie, Sunny kan gaan vlieg, Sunny se hare is dit, ja, het jy gehoor wat het Jannie nou weer gedoen, hoekom sal iemand deel van die liggaam van Christus wil wees, as dit is wat dalk met hulle ook gaan gebeur, dat as hulle deel van iets is, dan gaan daar net van hulle so gepraat word, hoekom sal enigiemand deel van dit wil wees? Ons het nodig om weer in eenheid te kom, nie net in ons kerk nie net in die liggaam van Christus nie, maar in ons huise ook, daar moet eenheid in ons huise wees, want jy sit nie 24 uur, 7 dae 'n week in die kerk nie. Dink mooi, hoe min sit jy eintlik in die kerk, hoeveel tyd spandeer jy eintlik in 'n kerkgebou, tussen ander mense van jou gemeente, ander mense in Christus, hoeveel tyd spandeer jy regtig 'n week saam met sulke mense? Die res van die tyd is dit jou familie, so jy moet lei daar. As jy die pa van die huis is, moet jy leiding neem. As jy 'n enkelouer is, moet jy leiding neem van jou huis. Jy moet die voorbeeld vir die onder jou wees, jou kinders, of het broers of susters is, ongeag wat jou struktuur by jou huis is. Maar iemand moet die leiding vat en 'n voorbeeld wees van Jesus. En ek wil sê, as daar 'n man in die huis is dit veronderstel om die man in die huis te wees. Want julle is geroep om priesters en konings en profete van julle huis te wees. Julle moet die leiding vat. Maar ongelukkig in vandag se tyd is baie huise sonder een ouer, en dis net die ma daar. So ma, jy moet die voorbeeld vir jou kinders wees, van hoe om op te tree. En as hulle net die hele tyd sien, dat jy praat sleg van jou vriendinne, jy praat sleg van jou familie, wat dink jy gaan hulle doen? Hulle gaan dieselfde voorbeeld volg. Ons moet wys wat moet gebeur, hoe ons moet optree. Ons moet die voorbeeld vir ander wees. En as ons 'n ware voorbeeld van Jesus is, sal die huis in eenheid kom, en die huis sal gesond wees. Maar goed, geliefdes, ons gesels weer.